Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? So ons praat bietjie oor Pinkster nou. Pinkster nou, laasweek bietjie gedeel, moenie worry nie, jy gaan nie verlore wees as jy nie hier was nie en dit nog nie op sosiale media gaan kyk het nie, jy's okay. Die Heilige Gees het hierdie week so met my gepraat oor dit wat ek laasweek gedeel het, dat ek gaan dieper en dieper in dit indelg. En ek glo dat dit vir jou 'n huge blessing gaan wees vanmôre. Maar voor ek daarin begin kom en in die woord begin deel, wil ek julle eers vertel van hierdie twee ou mensies. Hierdie twee ou mensies bly al 40 jaar lank in dieselfde huis. Al 40 jaar en daar kom 'n dag wat hulle moet uittrek en hulle moet na hulle kinders toe trek en hulle is so besig om die huis uit te pak en die bakkie, die trailers te laai en die trok te laai. En daar's 'n een kamer, die Tannie se kamer. Jy weet, dis haar vertrek, waar die oom nie baie inkom en hy kom daar en daar staan twee kaste, twee sulke groot houtkaste. En hy vra vir sy vrou, en die? Wat is die? En sy sê, nee, hierdie, en sy smile so en sy sê, hierdie kaste is vol goed wat ek al met jare lank by mekaar maak. En die oom kyk so en hy sê, nee, ek wil weet wat is al binne. En sy sê, maak dit oop. En hy maak die eerste kas oop en daar is twee klein gehikelde poppies binne in hierdie kas. En die oom kyk die Tannie so en sy smile. En die oom gaan in die volgende kas toe en hy maak hom oop en daai kas is vol geld. Vol, duisende en duisende rande in sulke pakkies gepak. En die oom skrik en hy sê, wat is die my vrou, wat is hierdie? En die Tannie smile en sy sê, my man, die dag toe ons in hierdie huis ingetrek het, 40 jaar terug, toe het my ma my raad gegee. En sy het gesê, elke keer wat ek so kwaad raak vir jou, elke keer, wag nou, elke keer wat jy my so irriteer, elke keer wat ek voel ek wil uittrek, wat ek nie langer met jou kan huishou nie, gaan moet ek 'n pop hikel. Dis wat my ma my gesê het. En die oom kyk so na die Tannie en hy kyk na hierdie twee poppies in hierdie kas. En die trane begin so by sy wange afrol. En hy sê, my vrou, na 40 jaar, net 2 keer, het ek jou so gepla, so geïrriteer, dat jy gedink het om uit te trek. 2 keer. En die Tannie kyk so en sy smile so, sy sê, nee my man, daai is die enigste 2 poppies wat ek nog nie verkoop het nie. Die ander kas is vol van die geld. Die van julle wat saam woon vir langer as 'n week, sal weet waarvan ek praat. Wanneer ek mense trou, dan een van die eerste goed waaroor ek praat, is die feit dat julle van verskillende agtergronde afkom. Okay? Julle het verskillende kulture. Al voel jy, maar luister jy, ons kom van dieselfde kultuur, is nie so nie. Die een persoon het anders groot geword as jy, ander huis, ander omstandighede, ander goed gehad wat hulle gevorm het tot die dag wat julle by mekaar intrek. En dan verduidelik ek, die dag wat julle saam intrek, dan moet daar 'n nuwe kultuur vorm. Okay? Jy kan nie jou kultuur en die ander persoon hulle kultuur in dieselfde huis inbring en dink julle gaan vashou in jou ou kultuur, as ek dit so kan sê, en dink dit gaan werk nie, julle gaan mekaar vermoor. Okay, it's not gonna work. Daar moet 'n nuwe kultuur vorm wanneer ons saam intrek, inwoon. Nou ek is nie hier om vanoggend te praat oor die huwelike nie. Alhoewel ek dink dat daar tyd is om so 'n bietjie al daaroor te praat, maar ons sal oor 'n maand of wat, as my vrou hier is, sal ons daaroor nee, nie regtig nie. Wanneer ons saam intrek, dan moet daar 'n nuwe kultuur vorm. En ek wil vanoggend met jou gesels oor die inwoning, weer met jou gesels oor die inwoning van die Heilige Gees.
Die woord sê dat die Gees van God kom woon in ons. Pinkster nou, vir my is, een van die grootste geskenke wat ons ontvang het, is die feit dat die Heilige Gees nie net meer saam met ons is nie, maar fisies inwonend raak in ons lewens. Dit is die krag van God. Dit is die genade van God. Dit is die geskenk van God, wanneer die Heilige Gees inwonend binne in elkeen van ons kom bly. Maar ons moet ook bewus wees daarvan, dat wanneer die Heilige Gees in ons kom bly, dan kom die Heilige Gees met sy eie kultuur. En jy met jou eie kultuur. Jou kultuur wat gevorm is deur jare se seer kry, deur jare se teleurstellings, deur miskien verkeerde ervarings by kerk of wat ook al, of dalk net die feit dat die lewe jou verkeerd hanteer het en onregverdig was. Maar elkeen van ons kom dan met ons eie kultuur en die Heilige Gees kom met sy kultuur. Blaai saam met my vanoggend na Romeine 8 toe. En ek gaan so bietjie eers net in Romeine 8 bietjie vassteek en voordat ek aangaan, so jy gaan saam met my lees en as jy jou Bybel hier het, Romeine 8, Paulus skryf van die gemeente van Romeine. Romeine 8 vers 8. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Sê agter my aan, die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. OK. Maar hier kom Paulus en hy soos, Dani, as jy hierdie lees 2000 jaar later, dan wil ek hê jy moet vir die Lighuisgemeente die volgende sê. OK? Vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie. Iemand sê amen. Alright, so die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie, maar julle, kyk vir die persoon langs jou, point die persoon langs jou, sê, julle, jy is mos nie meer in die vlees nie. Julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Sien die belangrikheid van die inwoning van die Heilige Gees? Nie as die Gees van God saam met jou is of by jou is wanneer hy in jou woon, en hierdie is Pinkster. Hierdie is Pinkster nou. Die belofte het gekom, dinge het verander, die manier hoe ons in verhouding met God staan, alles het verander met Pinkster, want nou leef die Heilige Gees binne in ons vir 'n spesifieke doel, om te verander wie ons is. Lees verder. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as die Gees van God binne jou woon, as die Gees van God binne jou woon, lees saam met my Romeine 8 vers 1. Hierdie kan jy nie mis nie. As die Gees van God binne in jou woon, daar is dan nou geen, sê geen, veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Amen. Wanneer die Gees van God inwonend binne in jou lewe is, dan is daar geen veroordeling meer nie, want Christus het vir jou aan die kruis kom sterf, hy het jou skoon gewas, en hy het jou die stempel gegee, hy het jou die seël gegee van die Heilige Gees, wat nou inwonend binne in jou bly. Daai is die pand waarna ek en jy smag, daai is die belofte wat ons wil hê. Die Gees van God wat nou binne in ons woon, en dan is daar nou geen veroordeling meer nie. Lees vers 14 saam met my. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Amen. Wie se kultuur? My kultuur of sy kultuur? My kultuur of sy kultuur? Ons nooi die Heilige Gees in, en ek hoop jy het al jou Pinkster oomblik gehad, amen. Ek hoop jy het al jou hart vir die Here gegee en hom ingenooi. Jou bekeer van jou ou lewe en gesê, Heilige Gees kom woon in my. En dan sê hy, en almal wat die Gees van God in hulle het, word gelei deur die Gees van God, en hulle is kinders van God. Hulle is 'n uitgemaakte saak, hulle is kinders van God. Dit beteken die kultuur van die huis van die Vader is nou my kultuur. Ja, maar toe ek en my vrou trou, toe moes ons vir 'n lang ruk,
vir 'n lang ruk, seker 5 jaar. Dalk langer, ja. Moes ons praat oor wie se kultuur is die beste kultuur. Né? Toe die kinders kom, toe moet ons praat oor wie se kultuur is die beste kultuur. Gaan ons kinders grootmaak soos my ouers my groot gemaak het, by the way. Ek het net 2 keer in my lewe pak slaap by my pa gekry. My vrou sê sy kan dit sien. En haar kant weer die teenoorgestelde. So ons moes praat oor wie se kultuur is die belangrikste kultuur. Wie se kultuur gaan nou seevier? Wie se kinders, soos wie se kinders gaan ons optree? En wanneer die Gees van God in ons kom woon, verander ons kultuur. Nou raak dit soos die Vader se kultuur, sy huis. Ons gaan nou ons kinders grootmaak soos die Vader se huis, soos sy kultuur. Ons gaan nou met ons finansies werk soos die Vader se huis, want ons is mos nou sy kinders. Iemand sê amen. Ons gaan nou werk volgens die huis van ons Vader, want dit is sy huis. Dis sy kultuur. Hy woon nou in ons. Blaai vinnig saam met my na Galasiërs 2 toe. Galasiërs 2 vers 20 gaan skryf Paulus die volgende en hy sê, ek is, iemand sê gou ek is, kom point jouself so ek is, en as jy nog nie ek is nie, dan hoop ek is voordat jy uit is vanoggend. Okay? Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Sê ek leef nie meer nie. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hoe? Deur middel van sy Heilige Gees. Deur middel van sy kultuur wat nou in my lewe plek gekry het. Nou leef hy binne in my. Ek leef nie meer nie, beteken nie meer my kultuur nie. Nie meer wie ek is nie, maar wie hy is. En wat ek nou in die vlees lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Paulus sê in Galasiërs, hy sê dat my kultuur het verander, ek het verander. Wie ek is het verander, die manier hoe ek dink het verander, die manier hoe ek redeneer het verander, die keuses wat ek maak het verander. Die manier hoe ek my gedra het verander, alles het verander. Ek het nuut geword. Ek is nou 'n ander mens, my kultuur is heeltemal anders, want Christus leef in my. Vers 15 en 16. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny nie, om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang 'n gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees, die Heilige Gees, self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die Gees, die Heilige Gees, getuig saam met my gees. Ek wil hê jy moet gou hoor wat ek sê vanoggend. Die Heilige Gees getuig saam met jou gees dat jy 'n kind van God is. Net vir 'n oomblik, voordat ons aangaan, vir 'n oomblik wil ek jy moet net gou aan dink. Getuig jou gees saam? Getuig jou gees saam dat jy 'n kind is van God? Getuig jou gees saam? Of is dit net die Heilige Gees se werk om te getuig dat jy 'n kind is van God? Of vanoggend terwyl ons aanbid, getuig jou gees. Terwyl jy aanbid, dan kan jy nie help om net te verklaar dit wat ons sing en sê, Here, you are my beloved. Yes, I know you say I'm your beloved, but you are my beloved. My gees getuig saam. My gees roep uit na die Here, kom nou iemand. Getuig jou gees saam vandag dat jy 'n kind van God is. Met alles in jou, sê jou gees vanoggend, as die Heilige Gees sê, Jackie is 'n geseënde, gesalfde kind van God, want die Heilige Gees sê dit, sê jou gees dieselfde ding vanoggend. As die woord van God sê, dat jy is Niel, jy is meer as die ster, jy is ook die kop, sê jou gees dit vanoggend. Getuig jou gees saam vanoggend. As die wêreld sê, nee, maar jy is 'n mislukking, jy het nie wat dit vat nie, wat sê jou gees vanoggend? Getuig jou gees saam vanmôre.
Want as jy 'n kind van God is, dan sê die woord, sal jou gees saam getuig vanmôre. En die vyand wil dit by ons vat. Kom nou church, die vyand wil dit by jou vat. Hy wil 'n kultuur by jou los van die wêreld, 'n kultuur waar ons onsself sien as springkane in ons vyande se oë. En die challenges wat ons face, sien ons as kleiner. Dis die kultuur van die wêreld. Die kultuur van die wêreld is mismoedigheid, negativiteit. Dit is opgee, dit is, kom nou. En die volgende vra die Heilige Gees, kom aan, getuig saam met my vanmôre. Wie van julle is geseënde, gesalfde kinders van die Here? Come on. Ja, prys die Here, gee hom 'n lofoffer. Getuig jou gees saam vanmôre. En dan my hoofskrifgedeelte, vers 11, Romeine 8 vers 11. En hier gaan ons so 'n bietjie stil staan vanoggend. Blaai gerus saam met my, Romeine 8 vers 11. En as die Gees, as dit so is, as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, sê dan sal hy, glo jy dit? Kom kerk, glo ons die woord van God? Dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees, wat waar is? In my woon. Dan sal hy, wat in ons woon, ook ons sterflike liggame lewend maak, ook my sterflike omstandighede verander, ook my sterflike mindset verander, ook my sterflike gesondheid, ook my sterflike, dit waar ek is, my kultuur, hy sal dit kom verander as hy binne in julle bly. Het jy gelees, hy sê dat dit dieselfde Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, dieselfde Gees wat in Jesus Christus gewoon het, woon nou binne in jou. Glo jy dit vanmôre? Glo jy dat God nie sy Gees ten dele gee nie, maar ten volle? Glo jy vanoggend dat die Gees van God, wat die krag deur die profete gewerk het en die wonderwerke gedoen het, die Gees van God wat daar was met die skepping van die aarde, dat daai selfde Gees binne in my en jou bly? Die Gees van God is nie net die krag van God nie. Ons praat baie keer van dat die Gees van God is die krag van God. Dit is krag, maar die Gees is 'n persoon. Die woord sê dat die Gees kan bedroef word, wat beteken dis 'n persoonlike eienskap. Die Gees kan keuses maak. Ons lees dat die Gees van God die disippels gesê het wat hy wil hê hulle moet doen. Die Gees van God is 'n persoon. En ek wil dit vanoggend beklemtoon, want ek wil hê jy moet besef dat God woon nie in een of ander mystic way of een of ander kragmanier net binne in jou nie. Die persoon, die derde persoon in die Godheid woon binne in jou. Wow, iemand sê wow. Jy mag wow in die kerk ook sê. Amen en wow. Kom aan, 'n persoon, die Godheid, die drie enige God woon binne in jou. Omdat hierdie persoon, die Heilige Gees binne in jou woon, kan jy nou God sien. Jesus sê, tensy jy nie wedergebore is nie, wat beteken jy het jou hart vir die Here gegee, die Heilige Gees het binnekant kom woon. Tensy jy nie wedergebore is, sal jy nie die koninkryk van God sien nie. Omdat die Heilige Gees binne in jou woon, kan jy nou God sien. Omdat die Heilige Gees in jou woon, kan jy nou 'n hoopvolle toekoms sien. Iemand sê amen. Omdat jy die Heilige Gees binne in jou woon, kan jy nou sy plan vir jou lewe sien. Kan jy sien dat hy dit gaan ten goeie meewerk. Omdat die Heilige Gees binne in jou woon, kan jy ook nou sy stem hoor. Nie omdat jy alleen kan nie, nie omdat jy so goed is of so smart is nie. Nee, ons is verdoof as gevolg van ons ou kultuur en ons ou natuur. Maar omdat die Gees van God as 'n persoon binne in jou woon, kan hy na jou toe kom en hy kan vir jou kom sê, Pastor Ilse, die Here het jou baie lief. Jy is vir hom spesiaal. Nou kan jy hom hoor. Maar totdat hy nie binnekant woon nie, hoor ons nie sy stem nie. Totdat hy nie binnekant woon nie, en want ons menslike natuur kom in die pad, maar as jy die Gees van God binne in jou het, dan kan jy hom begin hoor. Jy kan hom begin sien, jy kan hom begin voel. Wie van julle het vanmôre net die Heilige Gees gevoel? Wie van julle het Jesus gevoel in die aanbidding, sy arms om jou gevoel? Wie van julle beleef hom?
Sonder die inwoning van die Heilige Gees gaan jy nie God kan beleef soos hy wil hê jy moet hom beleef nie. Maar dis die Gees van God wat dit moontlik maak. Dis die Gees van God wat dit aan ons openbaar. Met die persoon van die Heilige Gees binne in jou, kan jy begin dink soos God wil hê jy moet dink. Hy kan vir jou begin openbarings gee. Hy kan begin jou sterflike brein, jou sterflike gedagtes omdraai in goddelike gedagtes, want hy woon nou binne in jou. Die woord sê dat dis dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef nou in jou. Wat is daar wat God nie kan doen nie? Kom ons, wat is daar wat jy vanoggend dink, die Here kan nie hierdie ding doen nie? Wat is daar wat jy vanoggend dink, maar nie in my nie? Jou verhouding met God? Het jy al opgegee na 'n verdiepe verhouding met God? Het jy al opgegee dat die Here met jou 'n pad kan stap soos hy miskien met Jackie stap? Het jy al opgegee dat die woord van God so aan jou oopgebreek kan word soos die Here die woord van God aan iemand anders oopbreek? Jou gebede gehoor kan word? Church, wat is onmoontlik? Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus 1:7 en dan sê hy, hierdie gees wat julle ontvang het, is 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Krag, want met die gees van God, die inwoning van die persoon van die Heilige Gees binne in my, het ek die krag om die kettinge te breek van verslawing wat my so vashou. Iemand. Met die krag van God, met die gees van God, het ek die krag om môre op te staan. Wanneer ek voel ek kan nie meer aangaan nie, wanneer ek voel ek het nie meer krag om weer te probeer en weer op te staan nie, die gees wat binne in jou is, sal jou die krag gee. Omdat dit 'n persoon is, vat hy jou aan die hand en hy help jou op. Hy's nie van buitekant af nie, dis nie van ver af nie. So baie van ons bid en ons wil hê die Here moet ons uit die hemel uit help, terwyl die Heilige Gees hier by ons is. Hier by ons. En so dikwels, kyk ons na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom en die hand van die Here is? Net hier. Waar was Jesus toe Petrus se hand uitsteek? Net hier. Die koninkryk van God het naby gekom. Die krag van God is binne in jou. Want dit is 'n persoon, dis deel van die Godheid wat binne in my en jou leef. Hy is hier. Hy's hier, dis die gees van liefde. Is daar iets in jou lewe wat jy so graag wil oorwin? Miskien 'n sonde, miskien 'n verslawing wat jy wil so graag ontslaa raak daarvan, maar jy sukkel. Laat toe dat die gees van liefde jou help. God lief hê met jou hele verstand, jou hele siel, met alles wat jy is. Want die gees van liefde, as hy jou hart omgedraai het, dan daai liefde bedek alles. Breek die bindings. Maak ons vry. Dis ook 'n gees van selfbeheersing. Daai woord selfbeheersing beteken letterlik to take control of yourself. Control of your mind, control over your desires. Daai woord beteken letterlik dat die gees van God binne in my gee my die vermoë om totaal en al weer beheer te vat oor hierdie liggaam. Iemand sê amen. Die krag is weer in my hande. I can take control, not because of who I am, but because His Spirit lives in me. Binne in my, en dit is wie hy is. En wanneer die gees van God kom, en hy kom woon in ons lewens, maak vir my oop op 2 Korintiërs 5 vers 17. Wanneer die gees van God inkom, en hy kom woon binne in ons, dan doen hy die volgende. Vanaf vers 16. Ons ken dus nou, van nou af, niemand meer na die vlees nie. Ons ken dus nou, niemand meer na die vlees nie. Paulus skryf en dan sê, ek ken jou nie meer na die vlees nie. Rudy, ek ken jou nie meer na die vlees nie. Hoekom ken ek jou nie meer na die vlees nie? Want die kultuur van God het in jou huis geword. Jou kultuur geword. Ek ken jou nie meer na die vlees nie. Ek ken jou nie meer na die foute wat jy maak nie.
Want ek weet dis nie meer jou hartsbegeerte om dit te doen nie. Jou hartsbegeerte is om God te dien. So jou foute beteken nie meer dis nie jou kultuur nie, of dis jou kultuur. Dit beteken dat jou foute beteken jy's mens, maar jy het 'n nuwe kultuur aangeneem en jou begeerte is om God te dien. Ek ken jou nie meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, het hy 'n nuwe skepsel geword. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk. Sê vir die persoon langs jou, kyk hier. Kom aan, kyk hier. Moenie skaam wees om te sê kyk hier nie. Iemand sê eendag vir my, hulle sal nooit 'n bumper sticker opplak wat iets sê oor Jesus nie. En ek vra hoekom, hulle sê, want het jy al gesien hoe ek ry? Ek sê, maar verander hoe jy ry, dan sal jy nie skaam kry om 'n bumper sticker op te plak nie. Kyk hier, alles het nuut geword. Kyk hier, my kultuur is anderste, kyk hier, my lewe het verander, kyk hier. En dit alles uit my eie krag uit, vers 18. Ja, en dit alles uit wie se krag uit? Dis wat God in jou lewe wil doen, in my lewe wil doen. Dit alles uit God, wat ons met hom versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee het. Hy kom om alles nuut te maak. Hy kom om ons te herstel. Na sy oorspronklike plan. Romeine 12 vers 2 sê, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your heart, so that you can experience what the perfect plan of God is for your life. Weet julle dat daar 'n oorspronklike plan is vir jou lewe? 'n Perfekte plan. Maar soos ons groter word en ouer word, dan verander daai plan. En ons verander hom, nie God nie. Ek onthou nog, né? Nou ek weet nie of dit by jou so is nie, maar hierdie is vir my baie kosbaar. Ek onthou nog die eerste keer wat ek my boetie gevloek het. Ek onthou dit. Ek onthou ek was so tussen 10, 11 jaar oud. En ons het gespeel en hy was lelik met my en ek wou hom slaan, maar hy was sterker as ek en hy was vinniger as ek en hy het vir my weggehardloop en ek kon hom nie in die hande kry nie en ek het hom gevloek soos hy weghardloop. Ek onthou dit. Maar weet jy hoekom onthou ek dit? Want die oomblik toe ek daai woorde sê, toe besef ek hierdie is nie wie God my gemaak het om te wees nie. Ek onthou hoe ek agter 'n boom gaan sit en huil het en die Here gevra het, asseblief vergewe my. Asseblief Jesus, het jy so memory? Die eerste keer wat jy by die Here gelê het en erken het dat hierdie is nie sy plan vir jou lewe nie. Hierdie verslawing, hierdie sonde, hierdie ding wat jy nou doen, is nie sy plan vir jou lewe nie. En ek het so gehuil voor hom, ek onthou dit, maar weet jy wat? Op 26 toe besef ek die plan het intussen al verander. Ek het hom verander. Nie God nie, ek het hom verander. Op 26 moes die Here my kon vrymaak het van verslawings, hy moes my kon vrymaak het van hoogmoed, hy moes my lewe weer kon verander het, want my plan het anders gelyk. Ek en my vrou trek by die huis in waar ons nou bly, saam met ons kinders. Ons het ons kinders nie gelos nie, net saam getrek. Maar ons trek in by die huis waar ons nou bly. En die mense het al 38 jaar, 40 jaar bly hulle in hierdie huis. Nou weet jy hoe lyk 'n huis na 40 jaar? Daar word aangebou, né? Die garage is nie meer die garage nie, die garage is nou die hoofslaapkamer en die sitkamer is nie meer die sitkamer nie, maar dit is nou 'n slaapkamer. Wie se huise begin so lyk? En dit verander en dit verander en dit verander en so verander die plan in ons lewens. Nie omdat die Here dit verander het nie. Sy plan vir jou lewe is nog steeds 'n hoopvolle toekoms. Iemand sê amen. Sy plan vir jou lewe is nog steeds goedheid en guns. Sy plan vir jou lewe is nog steeds 'n lewe in oorvloed. Maar ons bou aan. Maar ek dank die Heilige Gees vir sy inwoning. Ek en my vrou ry een Vrydagmiddag huis toe. En op pad huis toe vra ek vir hom, liefling, wat gaan jy vanmiddag doen? En sy sê vir my, nee, en ek hoop sy sê vir my, sy gaan bietjie in die mall rondloop. Ek hoop sy sê vir my, sy gaan bietjie na die kinders se sport toe. Ek hoop sy sê vir my iets. Maar wat sy vir my sê is dat sy gaan by die huis rustig wees en 'n boek lees. En ek besef ek het 'n probleem.
Ek vra vir en ek stel toe voor dat daar's 'n nice plek in die kamer met waar die son inskyn en daar sal sy lekker kan boek lees en sy vat toe my raad en sy gaan lees boek in die kamer en ek trek die deur toe. En die volgende oomblik hoor sy hierdie klipharde geluide in die huis. En sy kom uitgehardloop tot waar die gang is en toe sy in die gang kom, toe sal daar 2 gate deur die muur geslaan. En sy vra my, "Wat doen jy?" En ek sê, "Ek breek hierdie muur af." Hoe lyk dit? En sy sê, "Hoekom doen jy dit?" En ek sê, "Want ek wil hierdie muur uit die pad uit hê. Hierdie muur hoort nie hier nie. Hierdie muur maak die huis onprakties. Hierdie muur moet skuif." En sy sê, "Stop dit gaan stof veroorsaak." Ek sê vir haar, "Net so lank as wat ek besig is." Okay? As ek klaar is, sal die stof verby wees. En sy sê, "Hoekom vra jy my nie eers nie?" En ek antwoord daar die volgende. Ek sê vir haar, "Want as ek jou gevra het, wat sou jy gesê het?" Sy sê vir my, ek sou gesê het, "Los die muur daar." Ek sê, "Presies, daarom vra ek jou nie." Hoeveel mure in jou lewe is daar? Hoe baie het jou plan al verander? Hoeveel goed maak jou lewe onprakties vir die Heilige Gees om sy kultuur uit te oefen en jou lewe uit te leef, om jou die volheid te beleef van wat God vir jou het, daai plan so perfek te hê volgens sy wil. Hoeveel goed is daar wat hy moet afbreek, wat ek en jy net voel, nee, moenie, nie nou nie, los hom. As jy nou my vrou vra, nadat die muur afgebreek is en die stof 2 weke lank gevat het om te sak, en ek nie daaraan gedink het om die banke toe te gooi nie, en dit nog 'n maand gevat het om skoongemaak te word. Ja, moenie alles wat julle hier hoor toepas by die huis nie, okay. Maar vra vandag of dit beter is. Daai huis is nou woonbaar. Daai huis is nou leefbaar. Dit het prakties beter geword. Daai huis het nou 'n plek geword waar ons kan tyd spandeer. Dit het 'n lieflike vertrek geword. Blaai saam met my laaste skrifgedeelte vir jou, 1 Korintiërs 3. 1 Korintiërs 3, vers 5, 16 en 17. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is nie? Dat die Gees van God in julle woon nie? Weet jy dit nie? Kom, hierdie moet nie 'n openbaring wees vanoggend nie, hierdie moet 'n reminder wees. Weet jy dit nie dat die Gees van God in jou woon nie? As 'n persoon? Weet jy dit nie dat die God wat jy aanbid, wat jy so heilig ag en so wonderbaar ag en so groot en amazing is, die een wat die aarde en die hemel geskep het, weet jy nie dat hy binne in jou woon nie? Weet jy nie dat hy binne in daai persoon langs jou woon nie? Volgende vers. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend wat die tempel van God, want die tempel van God is heilig. En dit is julle. Moenie vasbly by die vermaaning nie. Hoor wat Paulus hier sê. Wanneer die Heilige Gees kom inwoon, ontvang jy jou identiteit. Jy is nou 'n geesgesalfde seun van God. Die Heilige Gees woon nou binne in jou, wat beteken God se heiligheid woon nou binne in jou. Kom nou. Ek wil hierby afsluit, maar ek wil jou nie mis nie, ek wil nie jou los nie, ek wil hê jy moet dit hoor. Die heiligheid van God leef nou binne in jou. Dis die heiligheid van God wat ons verander. Dis die krag van God, die feit dat ek en jy nie probeer heilig hoef te leef nie, die heiligheid van God leef binne in my. Want my identiteit het verander. In 1 Samuel 5 vind ons dat die Filistyne kom en hulle steel die ark wat God se heiligheid verteenwoordig. En hulle vat die ark en hulle bring hom in die Baal tempel in. Wat ek en jy nie is nie, né? Amen. Maar hulle bring die heiligheid van God in die Baal tempel in, en langs in hierdie Baal tempel staan Dagon. Dagon is 'n steenpilaar, dis 'n afgod uit steen gemaak, dis 'n groot afgod uit klip gemaak, 'n sterk afgod.
En hierdie Dagon is hulle hoofgod, hulle aanbid hierdie God voorsien, hierdie God gee deurbraak, hierdie is hulle God, en hulle bring hierdie heiligheid van God in hierdie afgodstempel in, en die volgende oggend toe hulle daar kom, toe lê Dagon op sy gesig. Kom nou, geen mag of krag kan staande bly voor die heiligheid van God nie. Kom, geen mag of krag nie. Geen mag of krag nie, yes. Hulle tel Dagon weer reg op, soos ek en jy baie keer in ons eie lewens doen. Ons tel Dagon weer op, kom nou. Dagon lê op sy aangesig, want ek het 'n mooi boodskap gehoor, ek glo dit. Net 'n dag of 'n week later tel hulle Dagon weer op. Maar ons vergeet dat waar die heiligheid van God is, daai is 'n tempel van God. Kom nou, waar die heiligheid van God is, daar is 'n tempel van God. Die heiligheid van God verander daai afgodstempel en hy maak hom vol van sy heiligheid. Die volgende oggend toe hulle daar kom, toe lê Dagon weer op sy aangesig, sy hande het afgebreek en sy kop het afgebreek. Wat beteken, toe sy hande afbreek, toe breek die krag van die bose magte, toe breek die krag van verslawing, toe breek die krag van depressie, toe breek die krag wat hulle vasgehou het van hulle af. Die heiligheid van God het daai krag gebreek. Iemand sê amen. Sy kop het afgebreek. Sy kop verteenwoordig die heerskappy. Nou ek gee nie om wie jy is vanoggend nie, maar as jy die Heilige Gees innooi, as jy plek maak vanoggend vir die Heilige Gees, die persoon van God, en innooi en sê, kom leef in my, dan kom leef sy heiligheid binne in jou en dan verander alles. Dit moet verander. Want waar die heiligheid van God is, daar is sy krag. Waar die heiligheid van God is, daar kan geen krag staande bly nie. En ek wil jou vanoggend vra, ons gaan nagmaal nou bedien. Ek wil jou vra, het jy al oopgemaak, het jy hom al ingenooi? Het jy hom al ingenooi, en ek gaan niemand roep vanoggend nie, en ek gaan jou nie vra om jou hand op te steek nie, maar ek wil jou vra, wanneer ons vanmôre nagmaal gebruik, wil jy nie vanoggend oopmaak? En sê, Here Jesus, wanneer ek hierdie nagmaal gebruik vanoggend, dan word ek een met U volgens U woord. Ek besef vanoggend, hierdie nagmaal is nie net 'n ritueel nie, ek gee vanoggend my lewe aan U. En miskien voel jy vanoggend soos hierdie Filistyne, Miskien voel jy vanoggend soos hierdie Filistyne se tempel. Jy voel soos 'n afgodstempel. Jy voel, want jy weet wat alles daar binnekant aangaan. Jy weet hoeveel afgode daar is. Jy weet hoeveel dinge daar is wat God nie behaag nie. Jy weet dit. Ek wil jou vanoggend challenge en ek wil jou vra, maak oop vir die heiligheid van God om in te kom en kyk wat doen hy. Gee hom vanoggend daai plek in jou hart wat hy verdien om te woon. En laat sy heiligheid jou verander. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanoggend net weer hier by mekaar te kom. Jou in U woord te hoor. Here Jesus, hierdie belofte van die Heilige Gees is vir my so amazing. Die inwoning van die Gees. Ons is so dikwels as ons gepla oor wat U vir ons aan die buitekant doen. Ons is so dikwels gepla oor wat U gaan doen aan my finansies en wat U gaan doen aan by my werk of wat U gaan doen aan my gesondheid of hoe my toekoms gaan lyk en of dit gaan uitwerk of nie uitwerk nie. En ons is gepla oor soveel goed om ons dat ons vergeet van hierdie belofte. Here, as Dawid gebid het en hy het gesê, Here, moenie U Gees van my af wegneem nie. Doen wat ook al U nodig het om te doen, maar moenie U Gees van my af wegneem nie. Wil ons vanmôre kom en ons wil bid en ons wil vra, Here, kom vul ons vanmôre. As jy nog nie het nie, kom vul my vanmôre met die Heilige Gees. Kom woon binne in my. En maak hierdie onreine tempel vanmôre 'n tempel van die Heilige Gees, waar die heiligheid van God kan woon. Kom maak my nuut. Kom maak my vry. Kom maak in my 'n nuwe woning. En kom woon in my. Dankie Here Jesus. Ons dankie daarvoor vanmôre. Amen. Saam met Jesus
the sky.